Goeiemôre gemeente. Baie welkom almal vandag hier. Ek weet net as ek vir Jan gaan wag, gaan ek heel dag wag, soos met maar begin. Ek meen almal wil by jou sit, lyk dit my. Populêre mannetjie. Maar kom ons goed gevindig almal rondom ons, sê vir almal hallo, vra die naam as jy nie ken nie. So ek is seker by die tyd ken jy die mense rondom jou se name. Ek hoop so. So wees altyd vrymoedig, vra die mense rondom jou. Dit is goed dat ons mekaar so 'n bietjie ken ook daarom. So asseblief, as jy nie nou nie, as jy na die tyd koffie drink, tee drink saam, gesels 'n bietjie, vra 'n bietjie. En al het jy gevra voorheen, vra maar weer. Ons almal vergeet so nou en dan. Met my hele hart wil ek U prys, Here. Wil ek van die magtige reddingsdade vertel. Oor U wil ek my verbly en vrolik wees. U naam wil ek besing, o Allerhoogste. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vanoggend so 'n stukkie, ek lees as wet, maar dis nie net wet nie, dit hang ook 'n bietjie saam met die boodskap uit Romeine 13, net vers 10 tot 12, maar dit gaan oor die hele ding van wakker word, die beeld van wakker word. So kom ek lees en dan praat ek meer oor dit. Daar staan, die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit alles is nodig, omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar, dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader, as toe ons tot geloof gekom het. Die nag is byna verby, dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis, laat ons die wapens van die lig opneem. Net tot sover. So die hele ding van die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie, en dat die liefde die uitvoering van die wet is, en dat ons juist dan moet lief hê. En dat dit sê, ons moet ophou met die werke van die duisternis, dat ons die wapens van die lig sal opneem, en dat ons in die lig sal lewe. Maar wat mooi is van hierdie stukkie, die waarskuwing om te sê, die uur is reeds daar, dat julle uit die slaap moet wakker word. Nou die ding van ons as mense, dat ons val baie maklik in 'n fase van niks pla ons nie, alles is gemaklik, alles is rustig, daar's nog baie tyd, ek hoef nie nou al te worry oor dit nie. En veral as dit by ons geestelike lewens kom, kan ons baie maklik dink, weet wat, daar's nog baie tyd om dinge reg te trek. Daar's baie tyd om dinge reg te doen, weet wat vir nou, ek geniet die lewe. Maar die teks sê dan vir ons moet wakker word. Geestelik moet ons wakker word en lewe soos kinders van die Here en lewe soos kinders van die lig. Ek gaan vra vanoggend net so 'n bietjie stil wees by jouself. Dink 'n bietjie na. Waar staan ek geestelik vandag? Nommer 1, nommer 2, leef ek soos die Here vir my vra? Leef ek dat ander mense kan sien dat ek 'n kind van die Here is? So gaan vra dat ons daar nadink en kom ons raak stil in gebed en praat met die Here oor dit ook asseblief. So kom ons raak stil. Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood. Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied o God. Baie sal daarvan hoor en hom die eer toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Amen. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vanoggend vir U kan saam wees, vir die voorreg as die kinders om saam te kan loof, om saam te kan prys, om saam te kan aanbid, Here, om net saam
in die teenwoordigheid te kan wees. En ons bid, liewe Here, vandag, Here, mag die Gees in ons harte werk, dat ons vanoggend ook van u teenwoordigheid bewus kan wees. En liewe Heer, ons bid waar ons die woord gaan open, waar ons 'n boodskap gaan ontvang. Ons vra, liewe Heer, asseblief, mag die Gees vandag in ons harte werk, dat ons werklik sal hoor en luister na wat u vir ons vra. Ons bid dit, Heer, in u naam alleen. Amen. So ek het, dis 'n ouer ene wat ek dink van julle goed sal ken, wat vir my baie, baie mooi is, van die boer vat 'n maatskappy hof toe. Hy was in 'n ongeluk betrokke, en in die hof, nou sit hy daar, en die maatskappy, sy prokureur, kom nou nader, en hy vra hom vra. En hy sê vir die boer, het jy nie gesê, by die ongeluk, dit gaan goed nie. Nou eis jy dat jy beserings het, maar jy het by die ongeluk gesê, dit gaan goed. Die boer sê, ja, hy het dit gesê, maar hy wil net verduidelik. Prokureur sê vir hom, nee, jy kan net ja of nee sê. Hy sê, ja, hy het dit gesê, maar hy wil verduidelik. En die regter sê, maar laat hom verduidelik. Hy sê, weet wat, ek het met my koei Bessie, agter op die bakkie, het ons gery, en die maatskappy se voertuig het nie gestop by die stopstraat nie, en hulle het in ons vasgery. En na die ongeluk het daar 'n bietjie mense saamgekom, en toe kom daar 'n polisieman aan. En van die mense sê toe vir hom, dit gaan nie goed met die koei nie, sy het pyn. En die polisieman stap na die koei toe, hy haal sy geweer uit, en hy skiet die koei. En toe stap hy na my toe met die geweer in die hand, en hy vra, hoe gaan dit? So dan sê jy ook maar, dit gaan goed, nee. So, die vraag vanoggend is, 'n vraag wat ons baie kry, daagliks is daar mense wat vir jou vra, hoe gaan dit? En dis die vraag wat seker die meeste gevra word. Maar nou die antwoord van die vraag is interessant. Vir sekere mense sal jy sê in detail hoe dit gaan, maar meestal, wat is ons antwoord? Dit gaan goed, dankie. Nee, ons almal sê dit, meeste van die tyd sê jy vir mense dit gaan goed, maar dan gaan dit nie regtig goed nie. Inteendeel, jy sukkel regtig, maar jy wil nie, jy sê lus vir vrae nie, jy sê lus om te verduidelik nie, dan sê ons maar nee, dit gaan goed. Ek sien, soos Tannie Rina kan ek Tannie nog gebruik as 'n voorbeeld vir oggend, maar 'n goeie voorbeeld. En vir oggend vra hoe gaan dit, dan is sy nou in die weke wat verby is, deur iemand wat 'n kaart gevat het en gesteel het, en 'n slegte ding wat sy deur is. As iemand vra hoe gaan dit, dan sê ek, weet jy wat, dit gaan goed, maar kyk wat het gebeur. Ek praat daaroor, ek deel dit bietjie met mense rondom my. Nou die vraag vanoggend vir jou, hoe gaan dit vandag met jou? As jy nou hierdie vraag uit jou hart moet antwoord, dis 'n diep vraag. So, daar's die fisiese kant, hoe gaan dit fisies met my? Ek is gesond, ek het 'n huis, ek het 'n dak, ek het kos. En aan die ander kant ook 'n dieper vraag, maar hoe gaan dit aan my binnekant? So daar sommer net so 'n paar prentjies, as jy nou kyk daarso, as ek net vanoggend moet sê, hoe gaan dit? Soos watter een van daai prentjies voel ek? Voel ek soos die ouetjie wat maar, jy weet, moedeloos is, dink maar, iemand wat in die verte staar, ek's onseker, iemand se hande in die lug, dit gaan goed, iemand wat nadink, iemand wat hartseer is, en iemand wat blymoedig is. Watter een is ek vandag? Hoe gaan dit vandag met my? Hoe gaan dit regtig vandag met jou? Maar nou gaan die vraag dieper. Hoe gaan dit geestelik vandag met jou? Hoe gaan dit met jou siel? Hierdie is 'n belangrike vraag. Ons gaan nou sien in die teks hoe mooi dit gesê word ook in die teks. Maar hoe gaan dit vandag met jou geestelik? Sal jy sê, weet jy wat, gaan geestelik met my goed? Ek geniet my geloof, geniet die Bybel, ek geniet kerk, geniet bid, dis vir my wonderlik. Of sal ek sê, gaan so, is nie seker nie. Of gaan ek vandag sê, dit gaan eintlik baie sleg met my geestelik. Waar staan ek vandag in my verhouding met God? En vandag gaan ons oor dit praat. Dis vir my 'n mooi manier om dit te begin. As ek vir mense vra in my werk, het jy 'n goeie verhouding met die Here? Ja. Kort, kragtig, ja.
Dis bitter min, wat iemand af my gesê het, nee jong, het gaan nie baie goed met my geestelike lewe nie. Want niemand wil my van die predikant sê, jong, het gaan sleg nie. Soos iemand vir jou vraag, gaan het goed? Hoe gaan dit? Sê ons goed. Iemand vra, hoe gaan het geestelik? Dit gaan goed. Gaan dit regtig goed met my geestelike lewe? Ek onthou altyd in die verlede, as mense vorms invul, as jy vra, hoe gaan dit met hulle verhouding met die Here, dan sê hulle, gaan baie goed. En dan vra jy, lees hulle Bybel en bid? Nee, nie regtig nie. Kan dit goed gaan met my geestelike lewe, as ek nie Bybel lees nie, as ek nie bid nie? Waar staan ek vandag met my verhouding met God? En kom ons lees saam hierdie mooi teks, julle gaan dit geniet. Dit is vir my een van die baie mooi teks in die Bybel, eerste keer in my lewe wat ek daar preek. Ek is spyt, ek het dit nie voorheen raak gesien nie, maar vir my 'n baie treffende teks vir oggend. Ons lees uit 3 Johannes 1, net vers 1 tot vers 4, en dan die 1 versie uit die 2020 vertaling wat ek net herhaal dan ook daar. So kom ons lees saam. Van die oudste aan Gaius, my vriend, wat ek waarlik lief het. Liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is, en dat het in alle opsigte so goed met jou, as wat het geestelik met jou gaan. Geliefde, ek bid dat jy gesond mag wees, en dat het in alle opsigte met jou goed mag gaan, soos dit met jou siel goed gaan. Ek was baie bly toe hier medegelowiges kom en van jou trou aan die waarheid vertel, hoe jy in die waarheid lewe. Want ek was baie bly toe die broers kom en oor jou waarheid getuig, hoe jy die pad van waarheid loop. Niks verskaf my groter vreugde nie, as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. Liewe Gaius, jy handel reg in wat jy vir jou medegelowiges doen, en dit nog terwyl jy hulle nie eens geken het nie. Hulle het voor die gemeente vertel van jou liefde. Net tot sover. So, in hierdie teks, die oudste, hulle het nou waarskynlik geweet wie dit is, wat skryf en wat praat. Meeste is van opinie, dis Johannes, wat ook 1 Johannes en 2 Johannes het in Openbaring geskryf het. So, hy skryf in Gaius. Nou, Gaius was waarskynlik, of hulle sê, was 'n naam wat baie algemeen was in daai tyd. So, hulle weet nie presies wie Gaius was nie, maar in hierdie 4 verse, 5-6 verse, kom leer ons baie van Gaius. Vir my is dit nogal treffend, dis die deel in die Bybel wat ons lees van hom, en dis eintlik 'n wonderlike getuienis van Gaius. Daar staan, Gaius, ek hoop dit gaan fisies met jou, soos dit geestelik met jou gaan. Hy sê, ek hoop dat jy gesond is, en dat dit in alle opsigte so goed met jou gaan, as wat dit geestelik met jou gaan. So, eerste ding wat ons van Gaius hoor, dat geestelik gaan dit baie goed. Die Engelse vertaling sê dit baie mooi, sy soul prospers, sy siel floreer, gaan goed met sy siel. Het is wonderlik om dit te hoor. So, Johannes sê vir hom, mag dit fisies met jou gaan, so goed soos dit gaan met jou geestelik, want jy floreer geestelik. Jou siel floreer, dit gaan baie goed. En hy sê dan, die medegelowiges wat daar kom, vertel hoe jy in die waarheid lewe, hoe jy die pad van waarheid loop. So, hulle sê van Gaius, gaan goed met sy siel, en hy loop die pad van waarheid. Hy leef in die waarheid. Hy leef soos 'n kind van die Here. En dan die volgende stukkie wat baie mooi is, hy sê, hulle het hier voor die gemeente vertel van jou liefde. Is dit nie merkwaardig nie? Kom vertel van sy liefde. Mense wat hy nie eens geken het nie, hy het hulle gehelp, hy het hulle bygestaan, en hulle vertel vir almal van Gaius se liefde. So, as ons die vraag vra, hoe gaan dit met Gaius? Dan moet ons sê, jong, geestelik gaan dit baie goed met hom.
Ons weet nie hoe dit fisies gaan nie. Ons weet nie of hy arm is nie, ons weet nie of hy ryk is nie, ons weet nie of hy gesond is nie, maar ons weet geestelik gaan dit baie goed. Ons weet sy siel floreer, hy het 'n goeie verhouding met die Here, mense kan sien hy leef in die waarheid, mense kan sien die liefde wat hy uitleef. Wat 'n wonderlike getuienis. Nou is die vraag, wat van ons? Wat van my en jou? Hoe gaan dit met ons? Ja, fisies gaan dit goed. Ek is gesond miskien, het geld vir kos en klere, leef oké, maar hoe gaan dit geestelik met my en jou? Hoe gaan dit met ons geloof? Hoe gaan dit met ons verhouding met die Here? As jy vanoggend moet sê, hoe gaan dit regtig met jou siel? As ek en jy nou alleen was, en ek het jou persoonlik gevra, hoe gaan dit met jou siel? Wat sou jou antwoord wees? Sou jy sê, goed, so, of sleg? Nou, ek wil die 3 beelde gebruik van draf, loop en kruip. Gaan jy vandag sê, weet jy wat, jou geloof gaan goed, jong, jy draf, jy is lekker ritme, alles werk mooi, jy geniet jou Bybel lees, jy geniet jou bid, jy geniet jou kerk, jy geniet jou tyd met die Here, weet jy wat, geestelik gaan dit goed met jou. Jy voel soos 'n vroeë oggendbriesie, alles is net mooi. Of jy sê, weet jy wat, gaan nou nie sleg nie, maar jy loop, dit gaan so. Jy weet, ja, ek lees so nou en dan Bybel, bid so nou en dan, gaan nou en dan kerk toe, en ja, ek het dan maar so verhouding met die Here. Of gaan ek sê, ek kruip, weet jy wat, dit gaan sleg. Lees nie regtig Bybel nie, bid nie regtig nie, regtig tyd vir die Here nie, gaan nie regtig kerk toe nie, dalk so nou en dan. Waar sal ek my plaas? Draf ek, loop ek, kruip ek, geestelik? Waar staan jy vanoggend met jou geestelike lewe? Dis nie 'n tema waarvan ons hou nie. Hou nie daarvan as iemand vir ons vra, hoe gaan dit geestelik met ons nie. Maar dis die belangrikste vraag wat enigiemand vandag vir jou kan vra. As jy hierdie vraag kan eerlik antwoord. Want as jy vandag sê, geestelik gaan dit goed met jou, is ek verskriklik bly. Dis die antwoord wat ek wil hê. Maar as dit nie geestelik goed gaan nie, het ek tyd om dit aan te spreek. Ek wil julle hierdie verhaal vertel. 'n besondere verhaal. Horatio Spafford vertel hulle die verhaal. Nou, as jong man het hy 'n suksesvolle regsfirma begin. Finansiëel het dit goed gegaan. En geestelik ook baie goed. Hy was vriende met D.L. Moody en baie van die geestelike leiers. Toe tref teëspoed hom erg. Eerstens het hy sy seun verloor. Nie baie lank daarna nie, is daar 'n groot vuur en hy verloor sy besigheid met alles. Alles brand af. En asof dit erg genoeg is nie, hy stuur sy vrou en sy kinders terug Europa toe met 'n boot en die boot sink. Sy 4 dogtertjies is al 4 oorlede. Net sy vrou bly lewe. Sy vrou het vir hom 'n telegram gestuur, saved alone. Sy is al een wat gered is. Gesin is oorlede. En toe hy nou op pad is met skip na sy vrou wat rou toe, toe hy nog gaan daartoe, toe hulle nou verby die deel vaar wat die kaptein wys waar die skip gesink het, toe hy nou op hy selfde plek verbygaan waar sy kinders verdrink het, hy het nie geskel nie, nie gevloek nie beklei nie, hulle sê, hy is dadelik af na sy kajuit toe, en hy het die lied geskryf, It is well with my soul. Die liedse woorde, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. As jy hom vra, hoe gaan dit? Gaan nie goed nie.
baie teenspoed deur. 5 kinders verloor, sy geld, sy inkomste, sy besigheid verloor, maar die antwoord is, dit is wel met my siel. Hulle sê die woord het verander, ek weet nie, hulle sê, waar daai sê, whatever my lot thou hast taught me to say, sê dat die oorspronklik het hy gesê, whatever my lot thou hast taught me to know. Altwee is mooi, maar om te weet, dit is wel met my siel, om te sê, dit is wel met my siel. Wat vir my mooi is van hierdie verhaal, hierdie lied word vandag nog geluister. Nie by ons seker so baie nie, maar oor see is dit 'n lied wat baie by begrafnisse gebruik word. So al gaan dit fisies nie goed nie, dit is wel met my siel. My vraag is vanoggend vir jou, kan jy dit sê? Kan jy vanoggend sê, dit is wel met my siel? As ek nie kan nie, is dit tyd om dit aan te spreek. As ek dit kan sê, wonderlik. Dit is wel met my siel. Kan dit sê, soos met Gaius, kan ons vandag sê, gaan goed met my siel, ek leef in die waarheid, en mense vertel van die liefde wat ek leef. Is dit waar van my en jou? Vandag kan 'n draaipunt wees vir jou. Maak erns met jou verhouding met die Here. Vat jou Bybel, lees hom, bid, maak tyd vir stil wees, maak tyd vir kerk, maak tyd vir medegelowiges. Dit is tyd om hierdie verhouding met die Here reg te ruk. Ek het hierdie verhaaltjie gehoor, hulle sê, Arthur Burns was voorsitter van die Federale Reservebank in 1970s iewers. Hulle sê, hulle het hom gevra om by 'n politieke byeenkoms te bid. Hy het hierdie volgende woorde gebid. Heer, ek bid dat die Jode Jesus Christus sal erken. En ek bid dat die Boeddhiste Jesus Christus sal erken. En ek bid dat die moslems Jesus Christus sal erken. En ek bid dat Christene Jesus Christus sal erken. Wat baie Christene, hulle weet van die Here. Verskil tussen weet en ken. Mag ons vandag die Here ken. Mag ek in 'n verhouding met die Here staan. Mag dit goed gaan met my siel. Amen. Kom ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vandag uit die woord kon lees. Here, dat ons vandag iets van Gaius kan leer, van hoe dit geestelik met hom gegaan het, dat dit goed was met sy siel, dat hy die waarheid geleef het, dat hy liefde geleef het, en ons bid Here vandag, mag die Gees in ons werk, dat dit ook waar van elkeen van ons sal wees. Here, dat dit sal goed gaan met ons geestelike lewens, dat dit sal goed gaan met ons siel. Here, dat ons sal leef in die lig, in die waarheid. Here, dat ons sal liefde uitleef, dat mense dit kan sien. Liewe Here, mag die Gees in ons werk, dat ons opnuut vandag erns sal maak met ons verhouding met U. Here, dat ons sal tyd maak vir U, dat ons Bybel sal lees, dat ons sal bid, dat ons saam met U sal wees, dat ons U naam sal prys, dat ons U sal eer, dat ons U sal aanbid. Liewe Heer, baie keer gaan dit nie so goed met ons nie. Ook nie altyd fisies goed met ons gemeente nie. Maar Here, mag dit waar wees, dat dit goed gaan met ons siele. Liewe Heer, lei ons, wees met ons, bewaar ons en help ons, dat ons elke dag ons pad met U sal stap. Ons bid dit Heer in U naam alleen. Amen.
Die Here sal julle seën en julle bewaar. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede skenk. Amen.